Dames en heren, baie welkom by hierdie mediakonferensie. Die Solidariteit beweging is 'n groot beweging met ongeveer 500.000 lede en in die aard van die saak is daardie lede ook in gesinne. Dit is binne die Suid-Afrikaanse konteks en spesifiek dan ook binne die Afrikaanse wêreld 'n baie groot blok van stemmers. En dit is dus belangrik om die Solidariteit beweging se stem oor die stemming te laat hoor. En dit is die doel van vandag se mediakonferensie. Ek stel die graag voor in die paneel. Hier aan my regterkant is Flip Buys. Hy is die voorsitter van die Solidariteit beweging. Hy gaan ons 'n lekker groot oorsigtige prentjie gee oor die beweging. Net regs van hom is Kali Kriel. Hy is die uitvoerende hoof van AfriForum en dan regs van hom is Hannes Neet wat die uitvoerende hoof is van die Solidariteit Helpende Hand. Links van my is Dr. Dani Langder. Hy is weer die uitvoerende hoof van die FHK en ek is Dirk Herman, bestuurshoof van Solidariteit. Soos julle sal hoor is die instellings wat hier is, almal die lede-instellings van die Solidariteit beweging en daarom het ons dus besluit om saam 'n konferensie te hou om ons standpunte oor die verkiesing bekend te maak. Ons gaan die konferensie dan ook afsluit met 'n vinnige bekendstelling van 'n instrument wat ons bekend gestel het en geloods het onlangs, wat kiesers kan help om hulle partye te kies. Die rede daarvoor is die ongelooflike onsekerheid wat daar op die oomblik is in ons eie opnames wat ons gemaak het onder ons eie lede. Was daar een ding wat baie duidelik uitgekom het en dit is steeds 'n groot onsekerheid oor vir wie gestem gaan word. En daarom gaan ons dus afsluit met 'n instrument waardeur kiesers gehelp kan word uit manifeste uit van partye oor spesifiek vir wie om te stem. Ons gaan dus afskop met Flip Buys wat dan vir ons 'n groter oorsig gaan gee. Vriende, baie dankie. Ek gaan sommer dadelik wegspring. Soos in die verlede bly ons beweging polities onverbonde. Ons praat met almal, maar ons verbind ons nie aan 'n bepaalde party nie. Wat wel belangrik is dat ons lede inlig oor die partye se beleid. Ek dink jy het al almal van AfriForum se video's gesien, het ook net gehoor van wat Dirk hierso sê. Maar ons laat dit aan lede oor om hulle eie keuse te maak. Wat ons wel doen, en dis vir ons hoekom ons die konferensie vandag hier het, ons moedig ons 500.000 plus lede en hulle gesinne sterk aan om te gaan stem. As ons moet eerlik wees, moet ons mekaar sê dat mense is met reg ontevrede oor die swak regering en die verkiesing gee vir jou wel kans om jou stem te laat hoor. Die feit dat ons die mense aanmoedig om te gaan stem, daarmee wil ons nie voorgee dat Suid-Afrika 'n normale demokrasie is en dat ons net die land weer op 'n regte pad gebring kan word deur net te stem en 'n regeringsverandering teweeg te bring soos wat aan baie ander lande al die geval was nie. In 'n normale demokrasie sal 'n party wat hom vir jare openlik skuldig gemaak het aan korrupsie en wanbestuur op 'n industriële skaal nie weer soos algemeen verwag wat in ons geval vir die 7de agtervolgende keer ingestem word en wel in die praktyk waarskynlik verdere skade gaan aanrig nie as jy na hulle historiese rekord kyk nie. Daarmee verwerp ons beslis nie grondwetlike demokrasie nie. As ons nou sê ons is nie 'n normale demokrasie nie, ons is 'n gebrekkige demokrasie nie. Die van u wat die Economist al gelees het, sal weet dat die Economist self beskou Suid-Afrika as 'n gebrekkige demokrasie. So ons kritiek op die feit dat Suid-Afrika nie 'n normale demokrasie is nie, is nie 'n verwerping van die grondwetlike demokrasie nie, inteendeel, dis 'n verdediging daarvan. Dis egter 'n bekende feit dat die ANC nie net die staat gekaap het nie, soos wat ons in die media van lees nie, maar in werklikheid die hele grondwetlike demokrasie. Die land en sy instellings het onberekenbare skade opgedoen deur die grootskaalse wanbestuur, korrupsie wat, soos ek sê, industriële skaal afmetings aangeneem het, die ANC se beleid van kaderontplooiing wat ten doel het om die hele land te beheer, met ander woorde om meerderheidsregering, maar in werklikheid te omskep in meerderheidsoorheersing,
Die ondermyning van grondwetlike instellings soos die vervolgingsgesag en andere, en die najaag van 'n rampspoedige transformasiebeleid wat sy gevolge in die openbare skole en hoeveel van die dorpe al het, en natuurlik die herinstelling van omvattende rassebedeling. Die gevolge van die ANC se kaping van die grondwetlike demokrasie is dat die land na 25 jaar van ANC regering op die rand van die afgrond staan. Dit het regering deur die mense het verander in regering oor die mense. Nie verwys ek spesifiek na die straffeloosheid, na al hierdie ongelooflike korrupsie en wanbestuur, is daar feitelik nog geen enkele hoë profiel persoon agter tralies nie. Grootskaalse staatsverval, skade van meer as 1,5 triljoen weens die Zuma-era se staatskaping, wat ons moet duidelik stel, wat deur die ANC toegelaat is. U sal onthou die moties van wantroue wat oppositiepartye ingestel het en wat die ANC-lede met groot respek ook meneer Ramaphosa wat hulle dan teengestaan. Dan ook die hoofekonoom van Standard Bank wat bevind het dat omtrent 1 miljoen poste in hierdie 9 jaar verlore gegaan het. Verder die stagnerende ekonomie, onthou dit is poste wat verlore gegaan het, die miljoen poste, maar die stagnerende ekonomie beteken dat daar kon miskien 1 miljoen of selfs 2 bykomende poste geskep geword het. En dan natuurlik vriende die feit dat die land aan die genade van die graderingsagentskappe oorgelaat is. Een enkele verstelling ondertoe, dan is dit 'n grootskaalse uitvloei van buitelandse kapitaal. U weet hoe dit werk. Al hierdie moet vierkantig vir die deur van die ANC gelê word. Meneer Zuma selfs met al sy talente sou nie in staat gewees om hierdie verwoesting alleen aan te rig nie. Meneer Ramaphosa is wel die nuwe leier, maar die party is nog dieselfde ANC. Die meeste van die ANC-leiers wat by hierdie talle kommissies van ondersoeke betrek word, is steeds hoog op die ANC se verkiesingslyste. Dieselfde beleidsrigtings wat die land in hierdie krisis ingesleep het, word voortgesit en selfs versnel. Nuwe radikale beleidsrigtings soos onteiening sonder vergoeding, 'n onbekostigbare nasionale gesondheidsversekeringsstelsel terwyl die huidige staatshospitale nie eers werk nie, nog rassewette, bykomende belastings wat u ook die week gelees het, en ander ooglopend ontwerpbare projekte word alles verder aan die kiesers beloof. Hierdie toestand sou in enige normale demokrasie vinnig tot 'n skouspelagtige val van die skuldige party gelei het. Ongelukkig kon oppositiepartye volgens alle aanduidings nog nie daarin slaag om die kiesers van die ooglopende mislukking van die regerende party te oortuig nie. Dis egter nie net hulle skuld nie, omdat Suid-Afrika 'n demografiese demokrasie is, waar kiesers op grond van identiteit eerder as beleid stem. Hierdie probleem is natuurlik 'n internasionale verskynsel nie net beperk tot Suid-Afrika nie, is al lank terug deur bekende politieke wetenskaplikes soos Prof. David Wells van Kaapstad voorsien. Kiesersgedrag, dames en here, verskil ooglopend van kopersgedrag. Ons sit inderdaad by die verskynsel van permanente meerderhede en permanente minderhede. Die gevolg hiervan is dat minderhede se grondliggende belange onherstelbare skade gelei het. Ek kan maar net dink aan die kwessie van die rassewetgewing in die werksplek, die uitfasering van Afrikaans by feitelik alle openbare universiteite, die aantasting van mense se menswaardigheid op grond van ras, ook natuurlik van hulle gelykheid en van hulle vryheid. Suid-Afrika is die nuutste bewys dat demokrasie sonder kulturele vryheid net vryheid vir die demografiese meerderheid is. Minderhede moet selfs veg vir die basiese dinge wat meerderhede as vanselfsprekend aanvaar, soos as jy wil by die staatsdiens werk of soos om jou kind se skooltaal te kan kies. Ons kan uiteraard nie berus by die verval van die land en die tweede klas burgerskap van minderhede nie. Daarom bly ons plan A om alle demokratiese en grondwetlike geleenthede te gebruik om die regering verantwoordbaar te hou, om die ekonomie te groei, om korrupsie te beveg, om die regsorde te handhaaf, gelykheid te verseker en natuurlik om ons regmatige kulturele regte en leefruimtes te beskerm. Terselfdertyd het die werklikhede gewys dat dit roekeloos onverantwoordelik sal wees om ons toekoms net aan die regering oor te laat. Daarom sal ons na die verkiesing, u gaan so uitlyn kry vandag, maar na die verkiesing verdere planne bekend maak om nog momentum aan ons plan B te gee. Met plan B bedoel ons maar net, dames en here, dat ons neem ook self verantwoordelikheid vir ons gemeenskap se toekoms,
deur organisering van sterk gemeenskapsorganisasies op elke belangrike gebied. Ons tweeledige doel is eerstens om meer staatsbestand te word en tweedens groter selfstandigheid te bewerkstellig. Albei hierdie doelwitte spruit vanselfsprekend uit die staatsverval en uitsluiting wat ons gemeenskap ervaar en ons het nie ander keuse as om minder staatsafhanklik van 'n korrupte en swak bestuurde staat te word nie. Soos maar net dink aan die staatshospitale, aan staatspolisie wat nie doeltreffend is nie en so meer. Hierdie proses van groeiende selfstandigheid deur sterk selfhelp gemeenskapsorganisasies kan vergelyk word. Dis nie 'n vreemde ding nie, dis nie 'n iets antidemokraties of iets in die lyn nie. Dit kan bloot vergelyk word met die privatisering van talle staatsfunksies wat besig is om te verval of reeds verval het, soos veiligheid, gesondheidsorg, kragopwekking, plaaslike regering, maatskaplike sorg en onderwys en opleiding. Toevallig kon ek hierdie wat ek nou hierso lees gisterand nie op my rekenaar tik nie, want ons weet se krag was uit. Die doel van plan B, dames en here, is nie om Afrikaners te probeer afsonder nie, maar om juis die kulturele leefruimtes te skep waar ons saam in Afrika kan bly. Deur die omstandighede te skep waarin Afrikaners ook blywend vry, veilig en voorspoedig kan wees, kan ons 'n volhoubare bydrae lewer tot die land en al sy mense. Ek sluit af, ons besef dat baie Afrikaners weens die swak regering, ondermyning van ons grondwetlike regte en ruimtes, dubbele standaarde ten opsigte van ras en die omvattende rassebedeling al hoe meer begin twyfel aan die toekoms en dat baie mense immigrasie oorweeg. Ons doen egter 'n beroep op mense om plan A nog 'n kans te gee met die nuwe leier van die ANC, maar veral om ons plan B nie net 'n kans te gee nie, maar om saam met ons daaraan te bou. Dames en here, ons voorouers het hulle self uit veel moeiliker omstandighede as dit uitgebou deur self verantwoordelikheid vir hulle toekoms te neem. Ons glo dat elke geslag dit wat hy van die vorige geslagte gekry het, moet bewaar en dit dan in 'n beter toestand aan die volgende geslag oorhandig. Neem dus deel in die verkiesing, al gaan dit nie al ons probleme oplos nie, maar kom werp dan jou kragte in by die opbouprojekte van ons beweging. Vriende, ons beveg nie die volgende verkiesing nie, maar ons werk vir die volgende geslag. Baie dankie. Baie dankie Flip, Callie. Baie dankie Dirk. Baie dankie ook vir die voorreg om deel van die solidariteit beweging te wees. Van AfriForum se kant af is ons boodskap baie eenvoudig aan ons lede. Ons vra, maak seker dat jy stem op die 8de Mei. Jy kan natuurlik braai op die dag as jy wil, maar gaan stem eers en as jy klaar is kan jy verder braai. En ek dink daar's 'n baie praktiese rede hoekom ons dit ook vra. Ons weet dat die ANC en EFF is op die oomblik besig met pogings om die grondwet te probeer wysig, om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak. Nou om dit reg te kry, moet hulle 2/3 meerderheid hê. En ons weet dat binne die beweging ons ondersteuners ondersteun eienoomsreg en jy kan op 'n praktiese wyse deur jou stem te gaan trek, kan jy moontlik alweer dat daar nie 'n 2/3 meerderheid is nie. So ek dink dit is genoeg rede. As jy wegbly van die stembus af, dan bevoordeel jy inderdaad die ANC en die EFF. Dan is die vraag natuurlik, hoekom sê ons nie vir ons lede vir wie hulle moet stem nie? En die antwoord daarop is ook baie eenvoudig. Ons lede is baie slim. Hulle kan vir hulle self besluit. Ons glo ook dat goeie kreatiewe en kritiese denke is bevorderlik vir dit wat ons in die toekoms wil bereik. En ons glo ons lede het die vermoë om te besluit, die regte besluit te neem. Wat ons wel doen is om aan hulle toegang te gee tot inligting. Flip het verwys na op AfriForum en op my eie Facebook bladsye is daar onderhoude met verskeie leiers waar hulle standpunte weergee en dan gaan ons later na die stembepaler kyk. Behalwe daarvoor dat ons lede vir hulle self kan besluit, is daar nog 'n belangrike rede. En dit is dat die partypolitiek is definitief nie als nie. Dit is een faset van 'n baie groter plan wat ons moet hê. Jy weet, jy stem eenmal in 5 jaar, maar in daai 5 jaar moet jy elke dag bou aan 'n toekoms. So daar's baie wyeer dinge wat ons doen as net 'n verkiesing. En ons wil nie 'n situasie hê soos wat ons in die vorige bedeling gehad het, waar jy gemeenskappe
verdeel het tussen 'n KP of 'n NP en daai verdelingslyne deurgetrek tot by skole, tot by vroue komitees, waar dit ook al was. En ons weet hoe verlammend dit was. Nou wat ons baie dankbaar is oor wat ons kon bereik by die beweging en by AfriForum is dat ons daai politieke verdelingslyne van die verlede kon ons oorkom. Ons het vandag buurtwagte waar as jy vir daai mense moet vra vir wat se party hulle stem, gaan daar 'n klomp verskillende partye wees. Maar mense kan saam in dieselfde karre patrollie ry, al stem hulle vir verskillende partye. En ons is dankbaar dat daar groter gemoedelikheid is. Mense raak nie aan die beklei oor partye nie, die politici raak natuurlik aan die beklei met mekaar, maar ek dink daar is 'n baie groter gemoedelikheid, en dit is hoekom AfriForum nie ingetrek wil word nie, want ons wil voortgaan. Die lewe gaan voort op 9 Mei, en ons wil sorg dat ons gemeenskapsplan, wat insluit selfdoen aksies, wat insluit veiligheidsstrategieë, waar ons wil regkry om ons 218.000 lede, maar die beweging se 500.000 lede verenig te hou op dit waaroor ons saamstem. En ons kan maar verskil oor die partypolitiek, en daarom sê ons gaan stem, maar stem vir die party van jou keuse. Anders? Ja, Solidariteit Helpende Hand moedig ook ons ondersteuners aan om Woensdag te gaan stem. En ons motivering is doodgewoon dat wanneer 'n mens stem, het jy een stem as jy hom sou tel. En wanneer hulle Woensdag aand begin stemme tel, sal hulle vir elkeen van ons een stem tel. Maar ons weet ook almal dat 'n stem is iets wat iets weeg. So jy kan 'n kruisie maak wat getel word en 'n baie klein verskilletjie daarmee maak. Of jy kan sê maar ek bring 'n stem uit wat regtig iets weeg, wat oor geslagte 'n verskil maak. Dit was nog altyd so, ons kom uit 'n geslag mense wat 'n verskil kon maak in die samelewing en ook in die toekoms gaan, omdat ons stemme uitbring wat van waarde is. Natuurlik tel dit een stem, maar dit weeg baie meer. Dit weeg 'n beginsel, dit weeg 'n beleid, dit weeg 'n manifest, dit weeg 'n toekoms wat ons wil ingaan. Ons wil graag vorentoe gaan. Ons weet dat die mens wat die 7de nie kos het nie, gaan waarskynlik die 9de ook nog nie kos hê nie. Die wat nie werk het op die 7de nie, gaan die 9de ook nie werk nie. Tussenin is 'n verkiesing, en 'n verkiesing kan hoop gee of hy kan hoop steel. Dit hang maar af hoe die goed loop, maar wat ons wel weet is gemeenskapskrag gee altyd hoop. Dit bind mense saam, en daarom sê Solidariteit Helpende Hand, ons glo in gemeenskapskrag. Ons glo in ons glo as mense hande vat, ons glo as mense gemeenskaplike doele, dan gaan jy saam vorentoe. So wat ons vir ons ondersteuners wil vra as deel van die groter solidariteitsbeweging is, moenie net jou stem laat tel nie, maar laat hy in jou binnekant weeg, laat hy in jou gesin weeg, laat hy in jou gemeenskap weeg. Vorentoe gaan niemand weet waar die stem uitgebring is nie, maar jou waarde wat jy in jou stem toegevoeg het, gaan vir ons daar wees gemeenskapskrag, hoop wat gegee is, vorentoe saam in krag. Ons gaan nie maklik lê nie, ons gaan bou, ons gaan aanhou bou, ongeag die feit dat my stem net in een blokkie een keer getel word. My gemeenskapskrag kan ek nie weeg of in waarde tel, so baie beteken dit nie. Baie dankie, Hannes. Dani? Baie dankie Dirk, goeiemiddag. Dit is vir die FHK ook 'n groot voorreg om deel te wees van die Solidariteitbeweging. Die FHK is in 1929 gestig as die oudste Afrikaanse kultuurorganisasie en vier ook vanjaar in 2019 ons 90ste verjaarsdag. Nou, tradisioneel is kulturele kwessies eintlik beskou onder Afrikaners as sagte kwessies wat nie hoort in die harde arena van politiek nie. Veral in die 80er jare waar ons 'n kulturele skeuring beleef het onder Afrikaners met al die hartseer en die vervreemding en die verdeeldheid wat dit teweeggebring het, is Afrikaners juis baie sensitief daarvoor om kulturele kwessies deel te maak van ons politiek. Maar die vraag is dit nog steeds waar van die huidige politiek vandag? Nou, sedert die vorige algemene verkiesing op 7 Mei 2014 het ons gesien hoe sagte kulturele kwessies soos monumente en erfnisse en simbole soos ons vla eintlik baie harde politieke kwessies geword het. Politieke kwessies wat gelei het tot 'n vervreemding, 'n diskriminasie van minderheidsgroepe en van taalgroepe. Ons het sedert 2014 se algemene verkiesing beleef hoe kultuur, simbole, taalkwessies toenemend 'n slaanstok geword het om Afrikaners te looi
en dat geskiedenis 'n nuwe meesterverhaal geword het, saamgevlans uit 'n klomp mites en verdigsels wat aan ons kinders opgedis word as die volle waarheid, natuurlik om 'n nuwe rassetransformasie te regverdig. Die vlakke van kulturele onverdraagsaamheid wat Afrikaners tans in die land beleef, is waarskynlik die ergste vlakke sedert die Anglo-Boereoorlog wat vanjaar ook 20 jaar gelede uitgebreek het. Wie van ons sou in 2014 ooit kon dink dat Afrikaans in so kort tydjie aan Tikkieskofsies en Stellenbosch letterlik sou sterf of in die ICU sou beland? Wie van ons sou ooit kon dink dat C.R. Swart in 'n visdam beland, of dat president Kreer se graf gevandaliseer sou word, of dat Jan van Riebeeck as een van die grootste misdadigers in die Suid-Afrikaanse geskiedenis ontmasker sou word? Juis om hierdie rede is dit vir ons belangrik dat 'n kultuurgemeenskap ook nie apaties sal staan teen die politiek nie, maar ook sal stem vir 'n party wat sensitief is vir hierdie belangrike kulturele kwessies. 'n Party wat daarvoor ook verantwoordelikheid kan aanvaar, maar ook deur die kiesers verantwoordbaar gehou sal word vir dit wat gebeur met ons taal en kultuurregte. Maar aan die ander kant moet ons ook vir mekaar sê, sedert 7 Mei 2014 het daar ook op kultuurgebied 'n nuwe behoort, 'n nuwe saamwerk, 'n nuwe saamstaan onder Afrikaners ontstaan. Ons het letterlik anderkant die skerings in die verdeeldheid van die 80er jare getree en het Afrikaners toenemend begin nuwe behoortruimte soek, het hulle toenemend begin deelneem met 'n nuwe kulturele selfvertroue. En dit het ons gesien in kwessies soos die Spur kwessie, die Gumas, die multi-choice kwessies wat ons oor die afgelope tyd ook ervaar het, waar Afrikaners saam staan en nee sê vir boeliepolitiek. Nou die FHK is 'n kultuurorganisasie van kultuurorganisasies, ervaar dit op 'n besondere manier, en daarom wil ons ook aan die een kant vir mense uitnooi om te gaan sê, gaan stem, dit is belangrik, dit is ons demokratiese verantwoordelikheid, maar aan die ander kant is dit ook nodig om saam te kom bou en saam te werk om dit wat vir ons kosbaar is, ook vir ons kinders as nalatenskap aan te gee. Baie dankie. Ek sluit dan af met solidariteit en dan gaan ek vir Morney Malan bekendstel. Solidariteit self het ook 'n baie lang tradisie om onafhanklik van politieke partye te bly. Nou dit beteken uit die aard van die saak nie, ons neem nie deel aan die politieke debat nie. Ons praat met verskeie partye, ons beïnvloed en ons maak ten volle gebruik van alle politieke prosesse soos kommentaar op wetgewing en deelname aan openbare verhore en verskynings vir portefeuljekomitees en meer. Maar ons werk is egter nie die politiek nie. Ons werk is om te bou in die burgerlike samelewing en so uit solidariteit uitbou en solidariteit en ander werksinstellings soos Akademia, Soltech, S-leer, saam met die Solidariteit Helpende Hand, die Studiefonds Sentrum en binne die groter solidariteit beweging natuurlik vele meer. En na 8 Mei se verkiesing gaan ons nog steeds bou en ons gaan selfs groter bou. Maar ons bou nie op 'n eiland nie. Ons bou binne werklikhede wat rondom ons afspeel. En daardie werklikhede speel ook in die parlement af. Wat in die parlement, nasionaal en provinsiaal gebeur, raak ons elkeen. En waar ons elkeen die verantwoordelikheid het om elke dag te bou, het ons ook nou die verantwoordelikheid om te gaan stem. Elke stem is belangrik en in die proporsionele stelsel tel elke stem. Om die waarheid te sê, Kali het ook daarna verwys, tel jou stem vir die meerderheid indien jy nie gaan stem nie. Nou stem alleen is nie 'n oplossing nie. Ons gaan beslis nie op die parlement en die politiek en die algemeen steun om vir ons 'n toekoms te skep nie. Ons gaan bou aan 'n toekoms, maar intussen 8 Mei gaan ons ook eers stem. Nou, hierdie is belangrik. Ons lede is bekend daarvoor dat hulle stem laat hoor. In 'n ewekanstige opname wat verlede week afgeneem is, het 86,7% van ons lede aangedui dat hulle gaan stem. En dit het effens toegeneem van 'n opname wat ons so wat 'n maand gelede gedoen het, toe 85% van lede aangedui het hulle gaan stem. En dit is meer as 10% hoër
as die verwagte landsgemiddeld. Hulle onttrek dus nie, hulle neem deel. Die feit is, dat daar gaan waarskynlik forme van alliansies wees na hierdie verkiesing. En die Afrikaanse stem steek hulle hand op en sê dat ons stem en ons is betrokke. En in minstens 2 van die partye is die Afrikaanse stem bepalend. In ander woorde, die feit dat die Afrikaanse stem waarskynlik in getalle tot so hoog as 85% aan die verkiesing gaan deelneem, beteken dat hulle na die verkiesing aanspraak moet maak op hulle stem in partye. Wanneer daar alliansievorming is, dan is daar nou kontraktering binne-in politieke partye oor wie watter belang gaan hanteer in so 'n alliansie-omgewing. Dis 'n vloeibare tyd. En ons oproep op die Afrikaanse gemeenskap is dus, gaan stem in groot getalle, maar maak dan aanspraak op jou stem in die party waar jy gestem het. So dit beteken dus dat daar politieke bedinging moet wees van die Afrikaanse gemeenskap binne die partye en ons moet daardie politieke selfvertroue kry. As ons 85% deelname het, 10% hoër as die landsgemiddeld, dan moet ons gaan beding dat ons belang in alliansies hanteer en beskerm moet word. Die feit is, daar kan nie alliansies wees sonder die Afrikaanse stem nie. Solidariteit doen dus 'n beroep op sy lede om in groot getalle te gaan stem en ons sê vir ons lede gaan stem vir die party waarin jy glo. Net soos die res van die Solidariteit beweging skryf ons nie voor wat om te stem nie, maar ons stel ons lede in staat om keuses te maak en ons het op grond van die partye se manifeste 'n maklike vraelys saamgestel wat jou lei na die party waarin jy glo. En ek gaan nou vir Morney Malan vra. Hy's 'n senior navorser by die Solidariteit Navorsingsinstituut om ons effens meer te vertel van die verkiesing stembepaler. Baie dankie Dirk. Ek dink soos jy genoem het, is een van die hooftemas van hierdie verkiesing is juis onsekerheid. En ons sien dit ook in die hoeveelheid navrae wat ons kry van ons lede met betrekking tot vir wie moet ons stem en sulke tipe van goeters, waarna moet ek kyk as ek stem. En dis hoekom ons dit nodig geag het om, hoewel ons nie wil voorskryf vir ons lede vir wie hulle moet stem nie, voel ons tog, ons wil vir hulle 'n bietjie leiding gee, en ons wil veral vir hulle kennis gee, sodat hulle ingeligte besluit kan maak. Hoe ons dit gedoen het, is ons het begin deur eers 'n stel brandpunte saam te vat, en dan verskillende partye se standpunte vas te stel. Met betrekking tot die brandpunte, ons het gefokus op kwessies wat ons voel vir ons lede en vir ons gemeenskap meer belangrik sal wees. Feitelik al die verskillende brandpunte was genoem deur die onderskeie paneellede. Verder wou ons ook seker maak dat ons al die verskillende tipes kwessies tref, so ons wou maatskaplike, politiese en ekonomiese kwessies tref. Met betrekking tot die partye wat ons gekies het, ons het 7 partye wat ons gekies het. Elkeen van die partye op die stembepaler het reeds 'n setel in die parlement, so hulle verteenwoordig reeds stemmers daar. Verder het hulle almal maklik identifiseerbare standpunte met betrekking tot die kwessies, en dan verder het ons probeer so ver as moontlik oorvleeling vermy. Daar is 48 verskillende partye, so baie van die partye het eintlik presies dieselfde beleid, dit is maar net 'n ander figuur bo. Een van die klemme van die stembepaler is juist dat ons kyk na beleid en ons probeer wegbly van retoriek of van persoonlikhede of so ietsie. Daarom het ons, om die standpunte te identifiseer, juist soos Dirk genoem het, aanvanklik na die manifeste gekyk. So daarso is dit waar partye spesifiek wit op swart gesê het, hierdie is wie ons is. So ons probeer bepaal wat 'n party eintlik is en nie net wat hulle sê nie.
sou daar nie iets in die manifest gewees het oor die spesifieke kwessie nie, dan het ons oorgeskuif na hulle beleid. Daarna het ons oorgeskuif na openbare uitlatings soos in die parlement. Nou goed, ons het dit probeer om so eenvoudig en vinnig te maak as moontlik. Jy gaan net na die Solidariteit tuisblad toe, daar sal 'n banner daar wees vir die stembepaler. Jy klik net daar. Ons het so wat 10 verskillende kwessies gekies, so dit loop redelik vinnig. Julle sal ook sien, soos ons deurgaan, elkeen van die kwessies is inderdaad van wesenlike belang vir ons gemeenskap. Eerstens, onteiening sonder vergoeding. Kan my enige opsie hierso kies. Ek gaan sommer net telkens die eerste opsie kies. Ek steun nie eintlik onteiening van grond sonder vergoeding vir herverdeling nie. NGV, Nasionale Gesondheidsversekering, regstellende aksie, staatsentiteite, hier is nou 'n ekonomiese vraag, abortus weer meer van 'n maatskaplike vraag, moedertaalonderrig, dit het ons al voorheen genoem, deur van die paneellede, die ekonomiese model, gratis tersiêre onderwys, geloof en dan rasisme en haatspraak wat weer 'n maatskaplike kwessie is. So maklik soos dit, nie eers 'n minuut geneem nie. Klik jy net op bepaal en dan sal hy vir jou vertel, ongelukkig, weer eens nou nie my antwoorde gewees nie, maar dan sal jy nou sien hoe tot watter mate stem die keuses wat jy uitgeoefen het ooreen met die betrokke partye se manifest en hulle beleid oor die algemeen. Baie dankie. Baie dankie. Is daar enige vrae wat gevra wil word? Ek wil by die navorsingsinstituut hoor, hoe lank het julle gewerk aan die navorsing vir die bepaling? Dit was so 'n hele maand omtrent wat ons gewerk het om al die verskillende manifeste deur te werk en seker te maak dat ons alles reg kry. Goed, nog enige vrae? Kan natuurlik na die tyd ook gesels en vrae vra. Goed, enige finale opmerkings van die paneel se kant af? Dit bring ons dan by die einde van die konferensie. Ek dink ons sal vir die mense sê hulle moet asseblief die vakansie reg vat en dan moet hulle eers gaan stem en dan moet hulle gaan braai. Ja. Miskien op daai volgorde. Anders tik hulle dalk ook die heel eerste enetjie op die lys. Baie dankie vir almal wat ingeskakel het, ook op Facebook en ander sosiale media platforms. Ons waardeer dit ongelooflik baie.